Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Rigters het Simson die Filistyne verslaan met 'n donkie kakebeen. Iets wat deur mense misgekyk is, het 'n magtige wapen in God se hand geword. God gebruik dikwels dit wat deur ander misgekyk word, tot sy oorwinning. 'n Mens sien dit reg deur die woord. Toe God Israel uit slawerny wou verlos, het hy nie 'n magtige kryger na Egipte gestuur nie. Nee, hy het 'n baba in 'n mandjie gestuur, wat op die Nyl gedryf het. Hierdie baba se potensiaal is misgekyk deur die farao, maar die baba met die naam Moses sou eendag opgroei en die hele volk na vryheid lei. Toe Samuel die volgende koning van Israel in 1 Samuel 16 gaan salf het, het Isaï al sy seuns uitgebring, behalwe die jongste. Dawid is agtergelaat om skape op te pas. So het die een wat deur ander misgekyk is, op die ou einde die een geword wat deur God gekies is. Moenie die seisoen waarin jy tans is, as nutteloos sien nie. Moenie dit miskyk of gering ag, wat jy oor het nie, want God doen nie. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. God se oë is oral op die aarde, sodat hy die kan help, wat met hulle hele hart op hom vertrou. As daar asem in jou longe is, en jou hart klop nog, is daar nog 'n doel vir jou lewe. God spesialiseer daarin, om dit wat gebroke is te herstel. Wat nutteloos mag lyk in jou hande, kan in iets kragtig verander, wanneer dit in God se hande geplaas word. Dit wat jy vandag miskyk, kan die einste ding word, wat God gebruik, om die volgende deur oop te maak in jou lewe. Here, vergeef my vir die kere, wat ek dit wat U in my hande geplaas het, misgekyk het. Help my, om U te vertrou met die uitkoms. Ek plaas vandag dit wat ek oor het in U hande, en vertrou U vir herstel en vermeerdering. In Jesus naam bid ek dit. Amen.